Ons is met ons gebedswiel besig. Die eerste week het ons kyk na lof, toe afhanklikheid, toe stil word, toe skoonmaak. Verlede week na die woord, vandag die 6de speek na gehoorsaamheid. Here, ons is op heilige grond, in U teenwoordigheid. U is in die volheid hier, iets vir ons gewag. Ons wil by U wees, ons wil U hoor, U stem hoor. Ons wil die hartklop voel. Wil U nou met ons praat? Amen. Ons lees 1 Samuel 3 van vers 1 af. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord: "Ek kom." Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: "Hier is ek, want U het my geroep." Maar Eli sê: "Ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer." En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê: "Hier is ek, want U het my geroep." Toe sê Eli: "My seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer." Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê: "Hier is ek, want U het my geroep." Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel: "Gaan lê. En as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, U dienaar luister." Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: "Samuel, Samuel." En Samuel sê: "Praat, Here, U dienaar luister." Die Here sê toe vir Samuel: "Tot sover. Praat, Here, U dienaar luister." Wanneer 'n besigheid of 'n maatskappy werknemers soek, mense wat vir hom moet werk, dan kan hy, en dis algemeen so, aansoeke uitstuur vir mense wat dan sien wat die werk is en hulle doen aansoek, daar's onderhoude en daar word besluit wat die regteen is. Maar as dit regtig 'n belangrike pos is, stuur jy nie aansoeke uit nie. Jy gaan soek die persoon. Jy gaan soek die regte persoon by 'n ander plek en dan vra jy hom: "Wil jy nie na ons toe kom nie?" En ons dink baie keer dat dit so is in ons verhouding met die Here, dat ons na hom moet gaan soek. Hy is al te besig, dalk is hy te ver van ons af, en deurdat ons soek en vra, is dit amper soos 'n bedelaar wat die aandag trek van God, en hy kom dan na ons toe. Hierdie is 'n baie interessante gedeelte, waar die Here na Samuel roep. En dit laat ons besef dat daar 'n sekere ingesteldheid is wat maak dat die Here ons soek. Jy hoef nie om te vra nie, hy sal by jou uitkom as jy 'n sekere ingesteldheid het. Hierdie gedeelte begin so tragies as hy sê oor die tyd wat Israel toegehad het, is die woord van die Here maar min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie, plekke waar hulle God kon sien nie. Nou hierdie is 'n besondere gedeelte wat mens nie genoeg van kan kry nie. Die konteks is Eli, 'n merkwaardige man wat lief is vir die Here, wat agting het by die volk. Maar Eli wat 2 seuns het, wat hom moet help in die tempel met die werk. En hierdie 2 seuns, Hofni en Pinjas, het geen respek, wel in die eerste plek vir hulle pa nie. As hy vir hulle iets vra, dan steur hulle nie aan hom nie, of hulle sê hulle kom, maar hulle kom nie. En in die proses het hulle ook nie respek vir God nie.
En hulle het veroorsaak dat God se stem stil geword het, want God kom deur mense na sy wêreld toe. En as mense in sy pad staan, kan God nie werk nie. En hierdie twee seuns het dit gedoen. Nou, die dade wat hulle gedoen het, was net 'n teken van die eintlike probleem. Die dade wat hulle gedoen het, was dat hulle, as mense tempel toe kom, natuurlik die vleis by hulle afgeneem het voor hulle dit geoffer het. Hulle wou braaivleis hou. Hulle wou nie kookvleis hê nie, waarop hulle geregtig was, maar die braaivleis het veroorsaak dat daar konflik gekom het, en dat die mense hulle tempel toe gegaan om met die Here te kommunikeer, hulle sondes te bely, weer sy woord te hoor, nuwe verbintenisse te maak. Maar hulle gaan so kwaad daar weg oor hierdie priesters, dat hulle glad nie met die Here gepraat het nie. Of hulle het by vrouens geslaap in die tempelpoorte, de prostituie wat daar was. En die hele volk het dit geweet. En dit het die Here se naam oneer aangedoen en mense het nie die Here se stem gehoor nie. En dan wil die Here oorbegin en begin hy met 'n seentjie waar hy 'n sekere ingesteldheid gekweek het. 'n Ingesteldheid van 'n diep liefde tussen hom en sy ma, Hanna, 'n diep respek vir sy ma, 'n diep verantwoordelikheid wat sy ma vir hom gegee het. Sy ma het hom nie maar gepamperlang en net so die hele tyd sy sin gegee omdat hy net vir ruk by haar gaan wees nie. Sy het hom werk gegee. En daar het by hierdie klein Samuel het daar 'n geweldige respek vir gesag gekom, vir iemand wat groter as hy is. In die oomblik as jy respek vir gesag het, dan hoef jy nie te gaan en na God te vra nie, dan kom God na jou toe. Gehoorsaamheid is krities vir ons verhouding met die Here. 'n gesindheid waarin ons in die hele gebedswiel het opgewerk, soontoe waar ons afhanklikheid besef het toe ons hoor hoe groot God is. En dan die belangrike een, toe ons aan God bely het, toe ons skoon gemaak het. En ons tekortkominge besef het, ons arrogansie, die ding wat ons doen wat in God se pad staan. En toe ons skoon maak en kinderlik na sy woord luister, toe kom daar die eintlike belangrike ingesteldheid wat krities is, waarin alles opwerk. En dit is dat ek gehoorsaam is. En die woorde wat gehoorsaamheid gebruik is, praat Here, u dienaar luister, u dienskneg luister, u dienares luister. Dis waarin ons werk. Nie om die Here by ons planne te laat inval en vir hom te vra om ons te help met ons planne nie, maar vir ons om by God se planne in te val. En dit vra ingesteldheid van 'n diep respek vir God, waarin ons sy stem hoor, afhanklik is van sy stem. En ons weet dat God se stem stil word, as ons te veel raas, as ons in sy pad staan. Maar wanneer God se stem gehoor word, gebeur daar kragtige dinge. En daarom eindig hierdie hoofstuk met die woorde, dat die Here se stem toe weer gehoor is, weens die gehoorsaamheid van Samuel. En dis al wat ons hoef te hê. Net hierdie basiese ingesteldheid, die Here praat, ek wil luister. En wanneer ons dit vir die Here vra, dan kom hy aan die woord. Dan praat hy met ons en praat hy deur ons en word hy sigbaar vir die hele wêreld. En dis in 'n sekere sin 'n skokkende ding om te weet, want ons dink instinktief dat die Here maar sy maniere het om met mense te praat. Die Here se manier van praat met mense is deur ons persoonlikheid, deur ons woorde, deur ons ingesteldheid. Gehoorsaamheid is waaroor ons geloof gaan. Kom ons wy onsself opnuut aan die Here. Here, dankie dat ons aan U gehoorsaam kan wees, omdat U dit werd is. Ons kan nie vertrou, ons hoef nie te vertel wat om te doen nie. Ons kan net na U kom en vra, Here, wys my, leer my, verander my. En ons wil onsself so aan U kom toewy en onsself beskikbaar stel in U diens. Dankie Here dat U dit wil doen, dat U ons kom opsoek het. Amen.